En soos ons 'n nuwe jaar ingaan, wil ek vir jou so bietjie uit die woord iets deel oor die woord nuut, en mag die woord nuut vir jou nuwe betekenis kry. Jy ken dalk die gesprek in Johannes 3 tussen Jesus en Nikodemus. Johannes 3 vers 3 en dan vers 7. Daarop sê Jesus vir hom, dit verseker ek jou, as iemand nie opnuut gebore word nie, kan hy die koninkryk van God nie sien nie. Hoor mooi, opnuut gebore, eintlik so bietjie unreal, bietjie onwerklik. Moenie verbaas wees dat ek vir jou gesê het, jy moet opnuut gebore word nie. Met ander woorde, weer gebore word nie. Met ander woorde, elke kind van die Here, wat sê ek is 'n volgeling van Jesus, en ek het die ewige lewe, is 2 keer gebore. Die eerste keer by geboorte, toe almal geoe en gea het oor hierdie baie mooi babietjie, hierdie enetjie wat lyk na pa of ma of oupa of ouma, en dan toe Jesus in jou lewe ingekom het, toe het hy jou opnuut gebore, opnuut 'n nuwe mens gemaak, nuwe mens wat opnuut gebore is. Ek wil jou sommer ook herinner aan die woorde, sy genade wat nuut is elke dag, nuut. His mercies are new every morning. So, God se genade vir vandag. Elke oggend word ek en jy wakker, en God se nuwe genade is daar vir jou en vir my. En dit is nogal my wens vir jou vir hierdie jaar, en ook my wens vir myself, dat ek elke oggend sal wakker word, en sal dink aan God se nuwe genade. En dan ook die feit dat hy sorg dag vir dag. Vir elke nuwe dag sorg hy, soos die manna uit die hemel in die Bybelse tyd daar in Exodus, soos hy manna gestuur het, genoeg vir vandag, dat hy sal sorg vir jou dag vir dag, dat ons nie nagte gaan wakker en ons dood bekommer oor wat oor 2 weke gaan gebeur, of 2 maande of 2 jaar gaan gebeur nie, maar net bewus is van God se nuut elke dag in ons lewe. So opnuut gebore, sy genade wat nuut is elke dag, en sy versorging wat daar is vir elke nuwe dag. En daarmee wil ek vir jou sê, mag jy 'n wonderlike jaar, 'n nuwe jaar ervaar en beleef.